familie. Julle moet nou nie skrik nie, ek gaan toch nie die woord bedien nie. Julle moet maar kalm bly asseblief. Ek wil net so 'n paar afkondigings doen. Ek dink daar is, moet dit maar aan die mense op die vorderingslysie asseblief. Die name lyk my raak elke keer 'n bietjie meer. Bid asseblief vir hulle, soos wat ons altyd doen. Daar is geen verjaarsdag, droë week of maand, of ja, wat ook al gewees in die ouer dae, geen verjaarsdag bo 80 hierdie week nie. En dan die bereikbediening soek nog steeds 'n behoefte aan nie bederfbare voedsel, toiletware vir behoeftige gesinne en individue. As jy tog in jou hart het voel om vir ons 'n bietjie daar te help, sal dit goed wees. En dan verwelkom ek vanmôre vir Jordan Beatty. Hy is 'n 5de jaar student, hy doen volgende jaar sy gemeentejaar in Impala Park in Boksburg. Ons wens hom sterkte toe, hy is in dieselfde bootjie nou as wat Ilse Marie was. En julle ken vir Ilse Marie, sy het regtig haar kant gebring. Hy gaan sy kant ook in Impala Park bring. So baie welkom hier en ons wens jou sterkte vir die diens wat jy vir ons gaan lei. Dankie. Baie dankie dat julle my hier so ontvang het vandag en baie dankie dat julle almal hier so is, baie welkom. En dit is 'n spesiale geleentheid hier so vandag, want vandag is die eerste Sondag van Advent, die Sondag van hoop. Dan mag maar daar so 'n volksang, so ek sal maar hierdie maal weer herhaal. Vandag is die eerste Sondag van Advent, die Sondag van hoop. Ons steek vandag die eerste kers aan om ons te herinner dat hy ons hoop en die hoop van die wêreld is. Ons dank God vir die beloftes wat hy aan ons gemaak het en vir die lig wat hy in die wêreld gebring het. O God van hoop, Immanuel, God met ons. Ons bid dat U lig in hierdie dae in ons harte sal laat skyn. Help ons om gereed te wees vir die dag en die uur wanneer Christus finaal verskyn. Leef in ons om in U te lewe. Vernuwe ons deur die krag van die Heilige Gees, sodat ons aanbidding, ons feesviering en ons voorbereiding vir U welgevallig sal wees, nou en vir ewig. Amen. Kom binne met oop oë en ontvanklike harte. Die nag is amper verby. Die lig van Christus breek aan. Ontwaak tot hoop, want God is naby. Nou vra ek dat ons die volgende twee liedere sal sing as ons staan op, saam met my terwyl ons sing, en die julle sal verkies om te sit. Laat julle ook maar sit en gemaklik wees. Ons sing lied 320, O kom Immanuel, vers 1 en 2, en daarna lied 334, God is liefde, juig ons harte, vers 1 en 2.
by te dra tot die dankoffers, Here, dat hierdie geld kan gebruik word vir die verbetering van die lewens in hierdie gemeente en vir die lewens hier buite en oor die algemeen net vir die werk van U hand, Here. Ek bid dat U saam met elkeen van die mense hier sal gaan, dat hulle nog steeds ook kan in staat wees om vir hulle self te sorg en ook by te dra tot die verbetering van ander lewens. Ek bid ook dat hierdie dankoffers sal gebruik word tot die verheerliking van U naam. In U naam alleen. Amen. Nou te sien ons is twee jong lidmate hier, so twee kinders wat ek so kan sien, gaan julle vra vir 'n spesiale werk vir my te kom doen. Ons het spesifiek nie gevra wie verjaar in hierdie week nie, so die kinders kan kom help en lekkers uitdeel vir hulle. So jy kan in hierdie ry afgaan, so almal wie verjaar, julle kan julle hande nou opsteek, so die kinders kan sien. Ja, lekker, as dan nie verjaar so wel, ek gaan vir julle dan 'n ander dingetjie so met julle, en julle gaan dan ook ietsie lekkers kry. Maar eers even verstaan, hoeveel kersse sien julle hierso voor? 5, mooi. So, wat dink jy beteken hierdie kers? Jy het gesien dat ek hier eenetjie aangesteek het vandag. Okay, nee, so nie is amper, en is soortgelyk. So ek gaan julle nou vra, was julle al ooit so opgewonde vir iets soos, ek weet nie, 'n vakansie of 'n verjaarsdag, dat jy die dae getel het, totdat dit is? Jy het besef, is amper my verjaarsdag, en nou begin jy die dae afwag dat dit verjaarsdag is. Ja, goed doen. So dit is soortgelyk, want ons het 'n baie spesiale verjaarsdag wat ons nou hierso. Want vandag is 4 weke voor Kersfees. 'n baie spesiale geleentheid. So dit is hoekom ons nou die 5 Kerse hierso het, die 4 Sondae voor Kersfees, en dan die heel laaste Kers wat ons aansteek. So ek gaan vir julle nou ietsie gee, om julle ook te help onthou. So hierso is 4 lekkers vir julle elkeen. Jy moet dit vat terug na die huis vir julle ouers gee, dat hulle vir jou kan onthou. Elke Sondag nou, elke Advent Sondag, dan kan julle een van hierdie sweeties kry om te eet. Daar's. Okay, ja, julle mag maar weer gaan sit. Dan vra ek dat ons die hoofde sal buig vir gebed. Here, baie dankie dat ons hierso kan by mekaar kom op Advent Sondag, op die Sondag van hoop. Want ons ontvang hoop van die besef van U nabyheid. Ons ontvang hoop, want ons weet U het gekom aarde toe om vir ons sondes te sterf, om ons te lei, om ons te versoen met God, omdat U so lief is vir ons. Ek bid dat U saam met elkeen van die mense wat hier so voor my is, sal gaan. Dat die woorde wat ek vandag in sy dalk vir hulle iets spesiaals sal beteken. Dat hulle dit kan onthou, dat dit vir hulle hoop kan gee in hierdie tydperk.
mense wat nie hierso nou vandag sit kan bring. En ek bid dit alles in U naam alleen. Amen. En so met die eerste Sondag van Advent word ons herinner aan die koms van Jesus. En dit is nou 'n wonderlike belewenis vir ons, 'n wonderlike herinnering om te hê. Maar in dieselfde asem kom daar 'n ander besef. Besef dat ons nou by die laaste maand van die jaar aangekom het. Dis dalk nou net 4 Sondae tot Kersfees. En dan sit nog net 1 ekstra Sondag voor die einde van die jaar. En wanneer ons dit onthou, kan ons nou skielik voel ons moet nou alles regkry, alles moet in plek wees voor die einde van die jaar, dat ons gereed kan wees vir die volgende jaar, ons begin skarrel en ons ander planne wat ons moet regmaak, alles wat ons moet regkry, Kersetes, vakansieplanne, ander goed wat ons so gejaag kry, dat ons kan vergeet van Advent, van Jesus se geboorte. En dan kan 'n tyd wat bedoel is om vir vreugde en familie op sy gesit te word, dan skielik 'n tydperk word van stres en vrese en uitdagings. Wanneer ons so voel, wanneer ons in sulke ervarings het, wanneer ons iets wat so vrolik is, omkeer na iets wat so stresvol is dit belangrik dat ons as gelowiges draai na die woord om aan ons leiding te bied in hierdie tyd. En vandag is die teks wat ek weer gaan lees, Romeine 13 vers 8 tot 14. As ek die saam volg, sal ek geleentheid gee dat we pas het kan vind. Julle moet niemand iets verskuldig wees, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig, omdat jy weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar, dat jy uit die slaap moet wakker word. Want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig behoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus en nie voortdurend daarop uitwees om julle sondige begeertes te bevredig. Nou hierdie teks is Romeine genoem, omdat dit geskryf is vir die Christene wat in Rome geleef het, van die eerste geloofsgroep in Rome. En dit
En die teks neem spesifiek dit waarmee hulle sukkel in ag. Wanneer Paulus aan hulle skryf, is hy bewus van die probleme wat hulle ervaar, bewus van enige sake, en daarom skryf hy spesifiek om dit aan te spreek. En dit is wat ons moet onthou wanneer ons hierdie teks lees. Dit het nog steeds betekenis vir ons, maar ons het 'n bietjie konteks om dit nog dieper te verstaan. Want hulle was ook in 'n tydperk van uitdagings en vrese vasgevang. Net soos ons hierso het, al is dit 'n bietjie anders vir hulle. Christene was in die minderheid gewees. Hulle het in die geheim by mekaar gekom, want Rome het sterk opgetree teenoor enige groep of geloof of aksie wat uit hulle oogpunt as 'n uitdaging gesien het teenoor die Romeinse Ryk of 'n bedreiging tot die Romeinse Ryk gesien het. En Christendom is juist as so een gesien, want hulle het geloof so sterk geheg aan die Romeinse Ryk. Die Romeinse keiser was as God beskou. En deur onderdanigheid toon aan die keiser as God, is net sowel om onderdanigheid te toon aan Rome as ryk. So as 'n Christen gekom het en gesê, hulle weier om die keiser as God te beskou, dan is dit as 'n bedreiging tot die ryk gesien. En dit is as weerstand gesien. En Rome was bang geweest dat hierdie geloof sal toeneem en op die einde sal oorneem dat die Romeinse Ryk nie meer die hoogste gesag gehad het in mense se lewens, want hulle wou beheer gehad, hulle wou opstand doodtrap die oomblik wat dit plaasgevind het. En daarom het die Christene weggeskuil, want hulle is doodgemaak as voorbeelde vir ander Christene en net vir mense oor die algemeen. Sien, hierdie is wat gebeur as jy in weerstand kom teen die keiser en teen die ryk. En dit was veral gevaarlik onder keiser Nero. Die keiser was in die tydperk wat Paulus in Rome aangekom het, in die tydperk wat die brief aan die Romeine geskryf is. En hy het erg daarop uitgegaan om die Christene terecht te stel, en hy het hulle ook blameer vir die afbranding van 'n groot gedeelte van die stad, om juist nou iemand te kry om te blameer, om die aandag weg te vat van homself en van dinge wat hy moes gedoen het om so iets te voorkom. So dit was 'n verskriklike, gevaarlike tyd vir die Christene in Rome. En dit is die storm waarmee die brief van die Romeine geskryf is, die storm wat in ag geneem is deur die brief geskryf is. En verbeel jy is wegskuil, onseker of die verkeerde persoon sou uitvind dat jy 'n Christen is en dit sê aan die ryk, aan enigiemand wat gesoek het vir die Christene om hulle terecht te stel. Dat jy sou weet van familie en vriende en kennisse, die mense rondom jou wat doodgemaak word vir hulle geloof. En dink net hoe magteloos, hoe bang en hopeloos dit nie moet voel nie. En selfs buite hierdie gevare wat spesifiek betrekking het tot jou geloof, dat jy vir jou geloof doodgemaak kan word, is daar ander geval, want daar is soveel ander pyn en lyding in die lewe. Die aanhalings van die gebooie en wette wat Paulus hier deurgee, is aanduidings van die boosheid wat kan plaasvind in die lewe, want is boosheid wat deur iets so eenvoudig soos om jou naaste lief te hê voorkom kan word. En al lyk hierdie stormwolke bietjie anders vir ons as
gelyk het vir die Romeinse Christene, is dit steeds storms waardeur ons nou ook gaan. En dink bietjie in die laaste tydperk aan die weer wat ons gehad, wat so vreemd is. Ons sal 2 dae of 'n dag verskriklik mooi, oop sonnige weer is, soos wat nou hier so buite is, as ek so by die deur uitkyk. En dan volgende oomblik is dit sulke harde reën en is wind wat bome se takke afbreek net so maklik en ons haal en die water kom so hard neer dat dit selfs die blare van die blomme afval. En dink bietjie vir julleself, wie hierso het dalk deur 'n verspoelde stuk pad gery, of moes so stadig ry, want jy kon selfs met jou ligte aan nie 2 meter ver voor jou sien op die pad, weens hoe dig die reën neerval. Wie se krag is dalk onlangs deur weerlig uitgeslaan? Of wie moet hulle kinders of honde troos teen die geraas van die storms, teen die donderweer, en herinner dat dit nie vir ewig sal aanhou nie. Maar tydens hierdie fase, hierdie fisiese storms, is daar ook emosionele storms. Die onsekerhede wat ek aan die begin genoem het, die gejaag om alles reg te kry betyds, die gejaag om seker te maak dat ons wel tyd kan hê om met familie te spandeer. Daar is so gestresde tyd te spandeer met familie, omdat ons nie so goed oor die weg kom, maar ons voel nog steeds dat ons moet by mekaar kom vir Kersfees, want dit is wat 'n goeie gesin behoort te doen. En dan sal ook ander lyding en swaar kry in hierdie tydperk. Dalk is dit die 1 Desember, die eerste Kersfees, wat jy spandeer sonder 'n geliefde. Dalk is daar 'n tydperk van groot verandering wat vir jou voorlê in die nuwe jaar. Dalk is jy onseker oor finansies vir geskenke of vir die etes. Hierdie is alles ook storms wat ons deurgaan, net soos die Romeinse Christene hulle eie storms gehad het, waar die hulle gegaan het. En watter storm ons ook al mag dra saam met ons in hierdie tyd, wil ons partymal dieselfde advies volg wat ons sou gee aan 'n jong kind wat bang is vir die donderweer, bang is vir die letterlike storm. Om net te gaan slaap en te hoop dat wanneer jy wakker word, dat alles verby sal wees. Dat die storm verby sal wees en dat ons wel die hoop en die uitweg kan waarneem. Maar ons hoef nie te kom nie, want daar is hoop. Dieselfde boodskap wat Paulus aan die Romeine oordra, geld nog steeds vir ons. Want ek sê, Paulus is bewus van die storms wat die aan wie hy geskryf het, deurgaan. Daarom probeer Paulus die mense nie leer van die geloof met sy brief nie, want hulle ken die geloof. Hulle familie en vriende sterf vir die geloof. Hulle is van net hopeloos oor die uitweg. So daarom probeer hy nie vir hulle iets niets leer nie, maar meer vir hulle net iets kleins herinner. Want dit maak die pad vorentoe vir hulle oop, en net weer vir hulle te vertel die rede waarom hulle glo, die rede hoekom hulle nog steeds hierdie storm sal weerkom, die rede hoekom hulle familielede en hulle vriende teen die dreiging van moord
so ander getuig dat hulle glo. Hy maak hulle letterlik wakker hierso met sy woorde, net soos 'n kind wat slaap tydens 'n storm en wakker word tot 'n skoon, wolklose lig. Maar die verskil hierso is, die lig is nie skoon wanneer hy hier wakker maak nie. Nee, hulle storm woed steeds, maar hulle word wakker tot hoekom hulle die storm durf. En die rede daarvoor is Jesus Christus. Want dit is die verlossing deur Jesus wat die einde van die storms sal bring vir ons. Dit bring ons in aangesig dat ons kan onthou wanneer ek hierdie kers aangesteek het, dat Jesus neergekom het door die aarde om te sterf vir ons sondes en vir ons verlossing te bring, ons nader te bring aan God, naby te bring aan die koninkryk van God, wonderlike plek te wees. En daarom word ons aksies hierdeur gelei. Die volharding tydens die lyding word bepaal deur die hoop van die verlossing wat Jesus vir ons bring. En ons sien eintlik hierso dat daar 'n siklus vorm tussen die twee gedeeltes wat ek gelees het, vers 8 tot 10 en 11 tot 14. Waar vers 8 tot 10 praat van die gebooie en dat al die gebooie saamgevat word in die gebod van jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En dan die tweede gedeelte wat praat dat ons moet wakker word en dat ons moet leef in Jesus Christus. Die Grieks praat letterlik van om Jesus aan te trek. Om daar so deel te wees van Jesus dat jou aksies dieselfde word soos Jesus en dat jou aksies sal word die wat Jesus vir ons sê dat hulle moet wees. Want die hoop in Jesus is nie sonder aksies nie. En Jesus is die vervulling van die woord en liefde word gesien as die vervulling van die wet. So deur ons erkenning aan die vervulling van die woord moet ons ook die wet vervul met ons aksies, deur met liefde te leef. So ons hoop in Jesus lei ons aksies in liefde. En indien het my vir dalk voel of ek bietjie die mekaar gepraat het hierso, of die julle nog onseker is presies wat hierdie teks se betrekking het tot jou in hierdie lyding wat jy dalk self deurgaan, in jou eie onsekerhede wat jy beleef, gaan ek 'n kort verhaal vertel wat ek dink die teks en die tema baie mooi saamvat. 'n Man met die naam van John Newton het in die 1700s gelewe. En sy ma het hom wel as Christen grootgemaak, maar sy is baie vroeg in sy lewe oorlede. En hy het van daar af eintlik maar weggebreek van die geloof. En hy is toe op 11 jaar oud, is hy saam met sy pa het hy op skepe gaan werk, met handelsdryf, is later na die vloot toe gewees, maar deur 'n paar slegte aksies van sy kant, hardkoppigheid, enige net soek na sy sondige natuur, soos wat die teks hierso ons teen waarsku, het hy op die einde uit die vloot uit weggehardloop en in slawehandel oorgegaan. En terwyl hy besig was met hierdie, is daar eendag toe hy op sy skip was 'n verskriklike storm waarin hy nie die uitweg gesien het. En ek weet nie van wie van julle al ooit op 'n boot was tydens 'n storm, net kan dink hoe rof die see kan word, baie keer as julle afgegaan het see toe as dit so gestorm het.
hoeveel ek nie moet wees om te dink, as jy nou daar so in die middel van die see, jy kan geen land sien, selfs al is dit skoon en wolkloos nie. Nou sê die son 'n verskriklike storm wat dreig om jou en jou skip neer te vat. En terwyl hy besig was in hierdie storm, onthou hy die woorde wat sy ma probeer deel het. Al die lesse en alles. En hy begin bid. Hy het op die Here begin hoop. En selfs tydens hierdie verskriklike storm het hy vrede gevoel. En hy het die storm oorleef sonder enige verskriklike skade aan die skip. En daar het hy vir die eerste maal wakker geword, soos wat Paulus vir die Romeine probeer doen het. Maar hy sou self later erken dat dit nie die einde was van sy wakker word proses in die hoop van Jesus. Want sy aksies was nog steeds nie gelei deur liefde in erkenning van die hoop. Hy het teruggegaan na slawehandel, selfs nadat hy hierdie vrede en hierdie hoop van die God ervaar het, is hy terug om mense soos voorwerpe te hanteer. Maar rukkie later het hy siek geword en hy het vir tydperk weggebreek van die slawehandel, en in daai tydperk het hy besef dat dit is nie die regte manier om hoop in Jesus Christus waar te neem en te erken. So hy het oorgegaan van slawehandel na die bediening. Hy het hard gewerk in sy eie kerk, sy eie gemeente, hy het gestudeer in teologie en hy het hard gewerk om dinge om te keer. En hy het selfs hard begin werk tot die afskaffing van slawehandel en slawerny oor die algemeen. En dit het nog in sy lewe, in sy lewenstyd, het hy gehelp om dit reg te kry, dat slawehandel, ten minste daar waar hy gewoon het en die gebiede waarby hy betrokke was, afgeskaf is. En tydens sy tydperk in die bediening en met sy tweede wakker word, sy ware wakker word tot die hoop van Jesus, het hy verskeie geskrifte geskryf, verskeie dinge geskryf, verskeie kere gepreek en ook 'n paar liedere geskryf. Die bekendste daarvan vertel juist van sy omkeer in die geloof, van dit wat die hoop in Jesus Christus in ons lewens kan bring. En daardie lied staan bekend as Amazing Grace. En om af te sluit wil ek vir julle sê dat die boodskap van hierdie teks geld nog steeds vir ons. Ons kry almal swaar op ons eie maniere. Ons sien almal ons eie stormwolke hier bo ons. Ons sien of dalk is die stormwolke nie op die oomblik bo ons nie, maar ons sien dit daar in die verte. En ons probeer dit eintlik maar net ignoreer totdat dit te naby is om te ignoreer. En dit kan ons vasvang. Ons kan nie uitwers nie. Ons kan te bang wees vir die storm om enigiets anders raak te sien. En daarom herinner ek julle, word wakker tot die hoop wat ons gekry het in Jesus Christus. Want ons kan op hom staat maak om ons uit hierdie storms te lei. Want dit is nie 'n wakker word om wakker te word en dan is die storm verby nie, maar wakker te word tot die besef dat ons hierdie storm kan deurkom en oorleef, omdat ons hoop kan hê in Jesus Christus. En elke maal wanneer ons dalk vergeet van die hoop van Christus, elke maal wanneer die storms dalk op die jaar van ons te veel word, kan ons Kersfees en ons kan Advent
onthou. Die volgende 4 weke voor Kersfees kan ons nou onthou en gebruik om ons te herinner aan die hoop en ons moed te gee tydens ons eie storms. En die hoop wat ons hierso in Jesus het, moenie net stop in hoop om ons moed te gee vir die tydperk wat voor lê. Nee, dit moet ook hierso met ons gaan en dit moet deurklink in ons aksies. Want Paulus is verskeie daarop om dat ons geloof is wat ons red, maar ons aksies is die getuienis van ons geloof wat ons gered het. Daarom moet ons getuie gee tot die hoop wat ons het in Jesus Christus, deur om uit te gaan en met liefde te leef, omdat die liefde die vervulling van die wet is. En deur liefde wees vir ons naaste, liefde wees vir God, liefde wees vir onsself, wat nie net noodwendig is, jy moet altyd positief dink teenoor jou naaste, of altyd positief dink teenoor jouself nie, maar as jy altyd aksies neem, wat nie kwaad doen aan die vir wie jy moet lief is, nie kwaad doen aan jou naaste nie kwaad doen aan jouself, en daarom moet ons nie ons sondige begeertes bevredig nie. Daarom moet ons uitgaan en goed doen teenoor mekaar, sodat ons dalk deur ons eie aksies kan onthou van die hoop, en sodat ander mense rondom ons deur hierdie aksies kan leer en kan onthou van die hoop wat ons ontvang het met Jesus koms tot aarde, wat ons gaan vier op Kersfees. Daarom wil ek nou julle vra om julle oë te sluit vir ons gebed. Here, baie dankie dat ons kan onthou van die hoop wat ons in U het, want ons almal ervaar storms, ons almal sukkel in hierdie tydperk met allerlei dinge, Here. Maar ek wil net so dankie sê aan U dat U nog steeds gekom het om ons te verlos en dat ons nog steeds kan onthou dat ons kan staatmaak op U in hierdie tydperk van storms, in hierdie tydperk van onsekerheid. Dat ons nog steeds kan volhard ten spyte hiervan, want U bring vir ons verlossing. En daardie verlossing gee ons hoop. En ek bid ook dat U saam met elke van die mense hier voor my sal gaan, dat wanneer hulle hier uitgaan, dat die boodskap wat ek gebring het vandag nie net ook verdwyn, die oom wat hulle by die deure uitstap, die oom wat hulle in mekaar inklim, Here, maar dat dit dalk bietjie langer sal bly, om hulle moed en hoop te gee in die toekoms. En dat daardie hoop sal oordra na liefdevolle aksies, aan die mense rondom hulle. Dat daardie aksies hoop sal inspireer, en dat daardie aksies mense sal nader bring aan U. Want ons laat die koninkryk van U so naby voel, deur om hoop en liefde te versprei. En bid dit alles in U naam alleen. Amen. En dan met die herkenning vir U hoop, en mag daarom bly sit vir hierdie lied, maar ons lied 588, O God van hoop, vers 2. Oh
hoop van Christus met julle wees.